Hallo julle, welkom by Slangboere. Saam met my vandag het ek vir Neville Wolmerans. Die man het meer mambas al gevang in sy lewe as enige ander slangvanger wat ek persoonlik ken. Nou wat ons gaan doen vandag, en ek het dit gister op die page gesê, ek en Neville gaan binnekant hierdie swart mamba op sit saam met 14 swart mambas. Hulle is nie mak nie, hulle is almal onlangs gevang en ons gaan dit net doen om 'n bietjie bewusting te maak van hulle gedrag. Daar's baie wanbegrippe rondom swart mambas. Neville weet self. Die man het al elke kampvuur storie gehoor wat jy kry. Wat baie mense sê is 'n mamba jaag jou. Nou ek sê vir julle een ding. Ons het 14 swart mambas hier binne. Kom ons kyk wie word vandag rondgejaag. Nee, 100%. 100%. Kan ek nie inklim? Ons gaan inklim. Soos julle kan sien, ek gaan sommer my been net myself gemaklik maak hierso. Net so. Hierso is hulle. Reg voor ons. Hoeveel mammas is hier op die stok, Neville? 4, 5. 4. Drent so 4 of 5 mambas. 4 mambas. As jy mooi kyk agter in die hoek, sal jy sien daar's 'n klompie wat op mekaar lê. Jy sien koppies en kinnetjies. En daar's nog 'n gultjie net hier langs Neville se skouer. Daar sy. Okay, Dis my metgesel vir die aand. dit jou girlfriend. Vir die aand. Dit is 'n slim slang. Hy wil niks met ons te doen hê nie. Wat jy van hier af doen, bepaal wat tussen jou en die mamba gaan gebeur. Is ek reg, Neville? 100%. Op hierdie stadium het ons nie hulle persoonlike spasie ingedring nie. Dan is gemaklik om te bly. So as enigiemand die persoonlike spasie gaan toemaak, gaan dit hulle wees. En my insiening is dat as 'n mamba na jou toe kom, is hy gemaklik om na jou toe te kom. Dis nie 'n kwessie van hy word gedring om na jou toe te kom nie. Hy is nie gedwonge om na jou toe te kom nie. Hy kom omdat hy nuuskierig is. En hulle is nuuskierig omdat hulle verskriklik intelligent Dit is maar net 'n gewone dag in die lewe van KwaZulu-Natal. Hulle jaag jou net nie rond nie. Ek weet oom Frik by die kampvuur het vir jou iets anders te gesê. Maar die man ken sy storie. Hierdie is wat Neville doen vir 'n lewe. Een ding wat waar is van 'n mamba. Hulle is moervinnig. 'n Mamba is 'n baie vinnige slang. Amazing om net hier te kan sit met hierdie baie mooi diere en net dit te kan geniet saam met Neville. Nog 'n ding, Neville, wat iemand vir my gesê het, is dat hy het verby die swart mamba se nes geloop. Nou sê my, bou hulle neste? Is dit 'n ware storie? Man, nee. Nee, hulle bou nie nes nie. Hulle lê hulle eiers hoofsaaklik in termietgate. Sy kan uitfigure waar die beste plek is om haar eiers te gaan lê. Dis hoe hulle dit doen. Swart mambas, jy kry baie kere waar die mannetjies beklei oor 'n wyfie. Dan sal jy 'n video sien waar die mambas so oor mekaar die hele tyd is. Dan sê mense, "Hey, maar as hierdie swart mambas beklei nou verskriklik hier voor my huis. Wat gaan aan?" Dis mannetjies, hulle beklei vir 'n wyfie. So dis wanneer jy gewoonlik mambas bymekaar sou kry. Maar slange loop eintlik heeltemal alleen in die natuur. Hulle vandat hulle gebore is, gaan elke mambatjie sy eie pad en hy vind sy eie manier in lewe. Baie dankie Neville. Ek waardeer dit. Dankie. As julle weer stories hoor oor swart mambas, dink 2 keer. Comment onder en ons beantwoord al julle vrae. Dankie vir hierdie episode van Slangboere en ons kry julle op die volgende een. So wanneer dit kom by necking, wat Neville hierso doen, vat jare se ondervinding om te weet hoe om dit reg te doen. As jy hierdie enigstens verkeerd doen, gaan jy gebyt raak. Nou Neville, wanneer dit kom by necking, wat sal jy sê vir die mense wat braaitange gebruik en slange so probeer vang? Dat is 'n makliker manier om dood te gaan as dit. Ja, die groot issue met necking, mense mis die punt. 'n Slang word net genek wanneer jy dit regtig nodig het. Want ons moet werk aan die slange, of soos in die vangste. In ons seisoen kan ons dalk baie besig wees. Ons het nie tyd om te bestee om slange sagkens te vang. Ons moet vang
en op pad wees na die volgende kolla toe. As jy kyk na hierdie swart mambas, die tande is reg op die punt of reg op die kant van die snoet en reg op die punt. En so enige bietjie wat hy kan draai, kan hy daai tand in jou inkry. So maklik is dit en dit vat net een puncture om 'n wielpap te maak. Pik swart aan die binnekant en dit is hoe hy sy naam Swart Mamba gekry het. Die slang self is eintlik 'n baie mooi ligte grys onder, soos julle hierso kan sien. OK. Baie lig en dan op die ander kant het hy hierdie baie mooi gryserige kleur, soos jy daar kan As jy sien. hierso kyk, dan sien jy hierdie spikkels. Yes. Hoe ouer die slang raak, hoe verder vorentoe beweeg hierdie spikkels. OK, so dis 'n manier om ouderdom te bepaal. Ouderdom te bepaal, net. Dis maar net 'n ding met groei. Correct. Wat nou maar gebeur. Slanke nek is redelik maklik. As jy weet hoe om dit te doen en jy kry dit een keer reg. Wat baie mense nie verstaan nie. Daar kom 'n punt wanneer jy hierdie punt moet dat gaan. En dit is die plek waar foute begin gebeur. So wat ek gaan doen is ek gaan net demonstreer hoe ons dit so veilig soos moontlik maak. Ek gebruik so 'n buisie, simpel plastic pyp. Ek gry die slang se kop binne in die buisie in. Druk hom vorentoe en ek hou hom daar. Dan vat ek hierdie selfde slang en ek druk die wit pyp, hierdie 50 ml pyp oor die slang. En net wel, ek hou die pyp op sodat die slang opdra na van. So ek druk hom so 'n bietjie in. So. En as hy eentjie in is, skud ek die buisie af. Blaas die buisie af. En die slang wil nou begin uitkom. So dis alles lekker. Hy gaan nou begin uitkom. Wat ek nou gaan doen is ek gaan die punt van hierdie pyp binne in die hok sit, daar. En dan gaan die slang wat ontsnap. En daar gaan hy in die takke in. En ek hoef nie die slang weg te gooi van my af nie. En alles is 100%. Baie veilig, sonder enige probleme. Daar's julle, dis hoe die pros hier in KwaZulu-Natal hulle mambas vang. Hoorison Neville, baie dankie vir jou tyd, baie dankie vir al jou stories en al jou dinge wat jy vir ons vandag vertel het. Dit's baie goed, ek dink vir mense om te weet. Hierdie is Ndlo Reptiles. Nou ek hoop ek het dit reg gesê. Dit is in Ballito julle. As julle ooit besluit julle is in Ballito, julle wil hiernatoe kom, asseblief kom maak 'n draai, is baie cool. Neville en sy vrou doen 'n fantastiese werk hierso in Ballito. En Shaylin is die OG.